Vandag gesels ons oor Jona, 'n spieël in liefde. Het jy al gewonder as jy in die gym is, of as jy iemand in die gym sien oefen en hulle oefen voor die spieël met gewigte? Wat is die werk van daai spieël in die gym? Want kort vang ons wat oefen onsself dat ons spiere bewonder in die weerkaatsing wat uit die spieël uit terugkom na jou toe. Maar die doel van die gym spieël is glad nie vir selfbewondering nie. Die werk van die spieël in die gym is eintlik om jou tegniek te korrigeer, sodat jy kan sien hoe jy 'n oefening doen en die nodige aanpassings kan maak, omdat jy kan sien waarmee jy besig is. Om jou elleboog bietjie nader aan jou lyf te hou, of om jou bors 'n bietjie oper te maak en regoper te staan. Dit is eintlik sodat jy jou vorm kan korrigeer. Maar so dikwels gebruik ons dit om ons spiere te bewonder, dit waarvoor ons so hard werk. En dit kan vir die mense rondom ons in die gym 'n frustrasie raak. As jy daar waar hulle wil oefen staan en jouself bekyk. En ek is bevrees, baie dikwels doen ons dieselfde met die Bybel. So kom ons gesels vandag daaroor aan die hand van die verhaal van 'n profeet, die storie wat jy so goed ken. Die profeet Jona. En Jona kry hierdie vreemde oproep. God sê vir hom, Jona, gaan Ninive toe. En Ninive is die vyande se stad. Dit is die hoofstad van die Babiloniërs, van die Assiriërs. Want Ninive is 'n vyandstad. Dit is die hoofstad van die Assiriërs, die wreedste nasie van Jona se tyd. En hierdie mense is aktief besig om Jona se mense te vervolg. Hulle is hulle vyande. Hulle hang hulle teen die stadsmure, sodat die Assiriërs kan sien hoe goed en hoe gewelddadig en hoe wreed hulle is. En Jona, die profeet, kry die opdrag, gaan Ninive toe. Want God sê, hy wil die mense van Ninive red, en Jona besluit not a chance. En Jona vlug, hy gaan Tarsis toe, hy klim op 'n skip. Dan as hulle so op die skip vaar, is daar 'n storm, terwyl Jona in die onderkant van die skip slaap. En selfs die ongelowige heidense matrose op die skip begin bid, want hulle kom agter, dis iets bonatuurliks aan hierdie storm. Dan maak hulle vir Jona wakker en Jona sê, julle, ek is die rede hiervoor. Ek hardloop van my God af weg. Gooi my in die see. En hulle gooi hom in die see, en terwyl Jona in die see ingaan, bedaar die storm, en die Here stuur 'n vis. Nou die Hebreëus is eintlik so 'n bietjie komies, want dieselfde woord wat gebruik word vir vis, is die woord wat gebruik word vir seemonster. God stuur hierdie boosaardige, onverklaarbare, groot, mitiese dier in Jona, en hy kom haal vir Jona uit die bodem van die see uit. En daar spandeer Jona 3 dae. En dan sal mens hoop, hierdie 3 dae moet vir Jona 'n spieëloomblik wees, waar hy in hierdie spieël kyk en sien, ek is besig om van die Here af weg te hardloop. Ek is besig om God se storie verkeerd te gebruik. Ek is besig om myself vas te loop. Want Jona bid, en hy sê, Here, ek sal Ninive toe gaan. En die vis spoeg vir Jona uit op die strand, en hy gaan die stad binne, en hy gaan preek. Maar hy doen dit met verskriklike hangskouers. Hy preek 5 woorde en die hele stad kom tot bekering. Inteendeel, die verhaal maak dit so snaaks vir ons, want selfs die diere trek rouklere aan, die mense en die diere. Almal in hierdie stad kom tot bekering. En dan sal mens dink, die profeet met vrede ervaar. Maar Jona gaan sit daar een kant buite die stad op 'n koppie, en hy kyk oor hierdie stad. Hierdie bose stad wat rouklere aan het, omdat hulle self bekeer en na die Here toe draai. En Jona is kwaad. En Jona sê vir die Here, Here, ek het geweet U is 'n goeie God wat baie genade het. Ek het geweet as die stad U boodskap hoor, gaan hulle na U toe draai. En hulle verdien dit nie.
Dan laat die Here 'n komkommerplant vir Jona opkom, sodat hy nie daar in die son hoef te vergaan nie. En Jona is gelukkig, tevrede. Die Here sorg vir my. Maar in die nag kom daar 'n wurmpie en hy eet hierdie komkommerplant op. En die volgende môre is die komkommerplant dood en Jona is so kwaad. En dan sê die Here vir Jona aan die einde van die boek: Jona, het jy reg om kwaad te wees? As jy besorg is oor hierdie komkommerplant, hoeveel meer mag ek nie besorg wees oor my mense daar in Ninive nie. Dit is eintlik absurde verhale in die Bybel, maar dit wys vir ons so baie. Dit wys vir ons nommer 1 hoe God funksioneer. Hoe God oor mense en grense dink. Maar dit wys ook vir ons iets van onsself, want eintlik is ek en jy Jona. Jona wat weet dat God se genade baie verder strek as net die van Dewenterhuis. Maar dat ons besluit wie en wie nie hierdie genade verdien. En as ek en jy met die Bybel omgaan, kan ons baie vinnig in die struik trap. Dat ons begin besluit hoe God se genade moet uitspeel in hierdie wêreld, maar hierdie woord moet vir my en jou 'n spieël wees. En nou kan ek en jy dit soos Jona, want Jona het die Ou Testament verhale geken, hy weet wie hierdie God is, hy's 'n profeet. Maar hy kies hoe hy God se woord wil gebruik, en ek en jy moet ook kies hoe ons dit gebruik, want baie dikwels gebruik ons dit om onsself te vergeld. Om te kyk, cool, ek het nie moord gepleeg nie. Ek het nie 'n egskeiding op my naam nie. Ek aanbid nie ander gode nie. Ek het dit gemaak. En dan loop ons breëbors in die wêreld rond. Dis asof ons in hierdie spieël van die Bybel ons spiere, ons geestelike spiere bewonder. Terwyl dit nooit is wat God vir sy woord in ons lewens wil hê nie. Ons lees in die Bybel dat die Bybel vir ons soos 'n lig vir ons voete moet wees, wat maak dat ons kan sien waar ons loop. Die Bybel moet my en jou gym spieël wees. Nie waar ons die wêreld irriteer en onsself bewonder omdat ons sulke goeie lewens lei nie. Ons moet die Bybel so gebruik dat ons kan sien waarmee ons besig is. Lyk my lewe soos wat God wil hê dit moet lyk. Paulus sê vir ons, die wet is soos 'n spieël wat my foute na my toe terug weerkaats. Dit is veronderstel om my te help om beter en makliker in God se teenwoordigheid te kom. As ek in die Bybel kyk en ek kyk na my lewe, dan kan ek sien wat ek doen, wat ek nie moet doen nie, wat my van God af vervreem. En dan kan ek regstellings maak, harder probeer, beter praktyke inwerk, sodat ek God elke dag in my lewe kan beleef. Maar nou gebruik ons dit om ons eie selfvertroue op te blaas, bonatuurlik op te blaas, en breëbors in die wêreld rond te loop en vir die wêreld te wys, kyk hoe goed is ons, soveel beter as julle. En op 'n stadium in Korintiërs is Paulus besig om vir sy mense 'n brief te skryf. Want hierdie mense het nou net beleef hoe Jesus uit die dood uit opstaan. En hy verlaat hulle weer, en 'n paar jaar later begin hulle in groepies elke week by mekaar kom. Die eerste kerke vorm. Die koninkryk begin nou om etenstafels gebeur. Maar rondom hierdie etenstafels begin mense nou 'n klomp vreemde goed regkry. Party kan in tale bid, hemelse tale. Party het profeseë, hulle kan sien wat hulle moet doen vir die toekoms. Party van hulle kan bid en daar word mense gesond. Ander kan 'n teks lees en 'n stuk van God se hart in daardie teks raak sien en dit met die mense rondom hulle deel, die woord vir mekaar oopbreek. So rondom hierdie etenstafels waar mense saam kerk begin hou, word dit 'n kompetisie. Dit word 'n gym spieël waar mense hulle spiere bewonder. Waar hulle sê, kyk wat kan ek doen? Weet jy hoe hard werk ek hiervoor? Dan sê Paulus vir hulle, dit was nooit die idee
dat God se koninkryk vir jou 'n spieël van bewondering moet word. En dan die baie bekende gedeelte in 1 Korintiërs 13, dit wat ons so gereeld by troues hoor. Ons lees daar hoe die liefde lyk. Ek gaan dit vir jou lees. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik en dit is nie afgunstig nie. Die liefde is nie grootpraterig nie en is nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie en soek nie eie belang nie. Die liefde is nie liggeraak nie. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie. Dit verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. As ek en jy hierdie teks as 'n spieël begin gebruik vir ons lewend moet lyk, dan lyk Jonas se verhaal vir ons aan. Want Jonas is nie geduldig nie. Hy is nie vriendelik nie. Hy is afgunstig. Hy soek eie belang. Hy het nie 'n saak met die Assiriërs nie, want hulle verdien net die slegste. Hy hou boek van die kwaad. Hy verbly hom oor die onreg. Hy wil hê hierdie Assiriërs moet kry wat hulle verdien. Wat gebeur as ek en jy hierdie teks as ons eie spieël gebruik? As ons ophou om die Bybel te gebruik as 'n spieël van bewondering, maar dat ons dit begin gebruik as 'n regstellende stuk gereedskap waar ek kan kyk en kan sien waarmee ek besig is en wat moet verander. En om dit te doen, dink ek kan ons 'n eenvoudige oefening doen om ons eie naampie in 1 Korintiërs 13 in te lees. Want as jy wil weet wie God is, sit God se naam in daai teks. God is geduldig. God is vriendelik. God is nie afgunstig nie. God is nie grootpraterig nie en God is nie verwaand nie. Jesus handel nie onwelvoeglik nie. Jesus soek nie sy eie belang nie. Hy is nie liggeraak nie en hy hou nie boek van die kwaad nie. Jesus verbly hom nie oor die onreg nie, maar hy verheug hom oor die waarheid. Jesus bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. En aan die einde van elke boodskap uit die Bybel uit moet ons vir mekaar die so what vraag vra. Wat moet ek in 2026 as 'n moderne mens met hierdie teks doen? Hoe moet dit in my lewe vlees kry? Sit vandag jou naam in 1 Korintiërs 13 in. Lees dit met ek. Maak dit 'n vraag. Is ek geduldig? Is ek vriendelik? Is ek afgunstig of nie? Is ek grootpraterig? Is ek verwaand? Handel ek onwelvoeglik? Soek ek my eie belang? Is ek liggeraak? Hou ek boek van die kwaad? Verbly ek my oor die onreg? Verheug ek my oor die waarheid? Mag ek en jy so begin leef, dat God se woord ons begin reghelp, en nie ons bors laat opswel van trots nie. Want dit is nie wat Jesus wil hê nie. As sy disippels vir hom vra, Here, wie gaan aan die regterhand sit? Ek of hy? Dan maak Jesus hulle stil. Want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, om 'n diensknegt te word en sy lewe neer te lê vir ander. As ek en jy ons naampies hier in 1 Korintiërs 13 insit, dan is dit soos om in 'n gymspieël te kyk terwyl jy jou arms oefen of jou skouers oefen. En jy kan sien waar jy besig is om te jiphou. Waar jy besig is om jou tegniek te verwaarloos en waar jy jouself spiere kos. Waar jy self jou spiere kan seermaak. Mag jy God se woord en sy koninkryk gebruik as 'n plek waar jy jouself kan korrigeer. Nie sodat jy in die hemel kan kom nie, maar omdat God jou vir die hemel losgekoop het. Omdat God jou losgemaak het. Mag jy oefen soos iemand wat losgekoop is. Mag jy asemhaal soos iemand wat vry is. Mag jy leef soos iemand wat lief het. Veral op Vadersdag. Mag hierdie teks jou herinner aan 'n pa wat homself gesond hou deur liggaamlik te oefen. Maar mag dit nooit oor die een wat oefen en sy spiere gaan nie. Mag dit gaan oor die spieël
wat besig is om jou reg te help. En mag ek en jy nie so lig geraak wees, dat dit ons kwaad maak, wanneer ons eie foute sien nie, of dat ons so skaam is, dat ons nie durf na die Here toe gaan nie, want die Here sê vir Thomas, kyk die wonde aan my hande, kom druk jou vingers op my wonde. Jy wat twyfel, geseënd is jy. Mag ek en jy God gaan uitleef, omdat God leef. Amen. Here, dankie dat ek oor my eie lewe kan besin. Here, en wanneer ek dit doen, dan besef ek dat ek baie dikwels my eie belange soek. Dat ek baie dikwels u woord gebruik om myself te laat goed lyk. Here, maar daar is so baie plekke in my lewe waar ek verkeerd optree, waar ek voor hierdie spieël staan en myself bewonder. Here, dankie dat u vir ons 'n stuk gereedskap gee om ons toe te rus. Here, om ons toe te rus om soos u te lyk, soos u te word, sodat die wêreld na ons moet kyk en kan weet, daar is hoop. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Maak ons geduldig. Maak ons vriendelik. Maak ons nie afgunstig nie. Maak ons nie grootpraterig of verwaand nie. Here, beheer hoe ons in hierdie wêreld optree, waar ons ander mense voor onsself sit, waar ons nie lig geraak is oor alles wat almal vir ons sê nie. Here, waar ons nie alles opskryf wat mense rondom ons doen nie. Here, waar ons nie bly is as iemand anders swaar kry beleef nie. Here, maar waar ons vreugde het wanneer daar waarheid ter sprake is. Here, seën ons met u teenwoordigheid. Dankie dat u ons kniediep in hierdie koninkryk ingooi. Here, maar help ons om onsself soos u te sien. En blaas ons vol van die Gees, sodat ons kan leef soos mense wat liefde ken. In u naam alleen. Amen.